Vanoggend is die derde boodskap in die reeks. Vanoggend gaan ek preek oor die seun van God. En my skriflesing kom uit Hebreërs 1, hoofstuk 1, vers 1 tot 14. Hebreërs, die boek Hebreërs het vir my persoonlik een van die kosbaarste boeke in die Bybel geword. Dit is 'n Hebreër wat aan Hebreërs geskryf het. Dit is 'n Hebreër met 'n Joodse agtergrond, Jode wat tot geloof gekom het en wat die agtergrond het van die Ou Testament. En dan hierdie dinge vir die Jode wys. En net so is dit vir ons, net so kosbaar, al is dit 'n moeilike boek, is om werklik waar die lengte en die diepte en die rykdom van God se woord te mag begryp en te verstaan. Dis 'n geweldige diep boek, maar soos ek sou julle sê, dit het vir my persoonlik 'n baie kosbare boek geword. Net soos jy daar sit en ons reeds deur die lof en die aanbidding tot hom genader het, kom ons raak rustig. Aan almal vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou voor ek vir ons uit Hebreërs 1 uitlees, al 14 verse van die eerste hoofstuk, kom ons buig ons hoofde voor hom vir wie ons aanbid. Here, U is so groot en U is so wonderbaar. Ek weet baie keer verstaan ons nie U wee nie, soos Paulus Romeine 11 geskryf het. U wee is ondeurgrondelik, U wee is onnaspeurlik. Wie ken die bedoeling van U hart? Ons ken nie die bedoeling van U hart nie. Maar dankie Here dat U U woord gegee het, dat U bedoeling in U hart, vir dit wat ons moet weet, in hierdie Bybel vasgevang is. Voed ons elke dag al meer en meer in U wee op, in U woord. Geef vir ons elkeen die begeerte, Here, om U beeld, U seun se beeld, meer en meer gelyk te word, meer soos Christus, soos Paulus gesê het, U al meer gelyk en ek al minder. Dat ons as gelowiges al meer in onsself sal sterf, sodat ons nader na U mag groei. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Hebreërs hoofstuk 1 en ek lees daar vanaf vers 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, die Ou Testament, né? Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam gemaak van alles. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam wat God hom gegee het voortreffeliker is as hulle naam. Immers aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword, en ook ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees.
En wanneer God die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar van die Seun sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vas. Met u koninklike scepter laat u reg geskied. U het die reg lief, u haat die onreg. Daarom het God, u onder groot vreugde tot koning gesalf bo u tydgenote. En verder, u Here het in die begin die aarde gevestig, en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal alles verslyt, soos klere sal u dit oprol, ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word. Maar u bly dieselfde, en u jare het geen einde nie. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om te dien, wat die saligheid gaan beerf nie? Tot sover. Vanoggend se boodskap gaan oor die tweede persoon in die drie-eenheid van God. Dis dalk ook die naam wat die meeste oor gelowiges se lippe kom. En laas Sondag wou ek eers die belydenisskrif van Athanasius aan julle voorgehou het. Dus gaan ek dit vanoggend doen. Ek wil net graag iets sê. Of herhaal oor die drie-enige God wat ons aanbid. En dis veral in die bediening van Christus Jesus wat ons baie sterk of baie daarmee te doen kry. Hierdie is nie 'n saak van verstaan nie. Ja, tot op 'n mate, maar vir my en jou menslike verstand is daar nie 'n logiese nie. Hierdie is dus 'n geloofsaak. En aanvaar hierdie dinge in geloof. Met ander woorde, die Bybel, God se woord, is vir my en vir jou 'n geloofsaak. Want daar's baie dinge, veral in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, is daar baie bo-menslike dinge wat bo ons verstand is, wat in sy woord opgeteken is. So die woord van God is vir ons 'n geloofsaak. En ons weet, alhoewel die Bybel deur mense geskryf is, glo en bely ons, die woord leer ons dit ook, dat God se Gees die outeur was van hierdie kosbare boek. Ek het nou vanoggend nie 'n eier hier nie. Maar ek wil hê jy moet die gedagte van 'n eier in jou kop hê. Nie 'n eier wat gebreek is of 'n eier wat gebak is nie. 'n heel eier wat uit die dop en die wit en die geel bestaan. En ek wil vir julle die volgende uit die belydenis van Athanasius voorhou. Hy begin wat hy sê, vir elkeen wat salig wil word, is dit voor alle dinge nodig dat hy die algemene geloof hou, maar elkeen wat dit nie geheel en al en ongeskonde bewaar nie, sal sonder twyfel verlore gaan. Dan begin hy wat die algemene geloof is. Dat ons die een God in die drievuldigheid en die drievuldigheid in die eenheid eer. Klaar is dit 'n kopkrapper. Sonder om die persone te vermeng of die substansie te deel. Nou substansie
is die onveranderlike essensie van iets. Met ander woorde, dis iets permanents, dis 'n onderliggende werklikheid, dis die werklikheid, nê? Nee. Want die persoon van die Vader is 'n ander, want die Seun is 'n ander, en die Heilige Gees is 'n ander. Nou kom ons raak eenvoudig. Die eier is 'n dop, die wit en die geel. Tog is die dop nie die wit of die geel nie, net so is die geel nie die dop of die wit nie, en net so is die wit nie die geel of die dop nie. Julle hoor wat ek sê, tog bly dit die eier. As ek die eier breek, is dit nie meer 'n eier nie. Maar die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een godheid met gelyke eer en mede ewige majesteit. Hoedanig die Vader is, sodanig is ook die Seun, sodanig is ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape. Wie jy weet, ek het baie keer as kind gedink by myself. Ons word as 'n mens gebore, met ander woorde, daar's 'n beginpunt. Jy lewe jou lewe en jy kom op hierdie aarde tot sterwe, maar die Bybel leer vir ons heeltemal anders. Die Bybel sê God was reeds van die begin af daar, nog voor al hierdie dinge was daar, was hy reeds gewees. Dis hy was reeds gewees, en ek en jy kan as mens dit glad nie eens indink of probeer verstaan wat dit is nie. Die Vader is onmeetlik. Die Seun is onmeetlik. Die Heilige Gees is onmeetlik. As ons wat vandag die voorreg het om baie dinge in die heelal te sien en te weet, as die heelal so groot is en hulle nog nie sy einde gevind het nie, so is God absoluut onmeetlik, oneindig. Die Vader is ewig. Die Seun is ewig. Die Heilige Gees is ewig. Ek het dit al 'n vorige keer vir julle gesê, dit is onmoontlik, as God sou ophou bestaan, sou dit wat ons weet en ken, ook ophou bestaan. Want alles bestaan, omdat hy bestaan. Nogtans is dit nie 3 ewiges nie, maar een ewige. Die eier is een. Net so ook nie 3 ongeskapenes of 3 oneindiges nie, maar een ongeskape en een oneindige. Net soos die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig. En tog is dit nie 3 almagtiges nie, maar een almagtige. So ook is God Vader, God is Seun, God is Heilige Gees. En tog is dit nie 3 gode nie, maar dit is een God. Deuteronomium 6 vers 4 sê, ons aanbid 'n enige God. Net so is die Heer Vader, die Heer Seun, die Heer Heilige Gees. En tog is dit nie 3 Here nie, maar dit is een Heer. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik God en ook Heer te noem, so is dit ons ook deur die algemene geloof verbode om van 3 gode of 3 Here te praat. Die Vader is deur niemand gemaak of geskape of verwek nie. Die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of verskape nie, maar verwek. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak, geskape of verwek nie, maar hy gaan van die Vader en die Seun uit. So is daar een Vader, nie 3 vaders nie. Nie 3 seuns nie, een Seun, nie 3 seuns nie, een Heilige Gees, nie 3 Heilige Geeste nie. En in hierdie drievuldigheid
is niks eerder of later nie en niks is meer of minder nie, maar al drie persone is onderlinge mede-ewig en volkome aan mekaar gelyk. So dat in alle opsigte, soos alreeds hierbo gesê is, die eenheid van die drievuldigheid en die drievuldigheid en die eenheid geëer moet word. Daarom wie dus salig wil word, moet so oor die drievuldigheid voel, of die drie-enige God. Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy ook getrou aan die menswording van die Here Jesus Christus moet glo. Ek dink dit is 'n mond vol. En ek dink daar's goed wat ons moeilik begryp met ons verstaan. Maar ek het dit reeds gesê dat ons dit nie moet verstaan of probeer begryp hoe dit werk of hoe dit funksioneer of wat dit is in wese of wat God in wese is nie, want God is onnaspeurlik, hy is onverstaanbaar. Hy is God self. En ons is sy skepsele. Daarom het ek gesê, dit is 'n geloofsaak. Ons glo en bely die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En juis in hierdie gedeelte wat ek in Hebreërs aan julle voorgehou het, kom hierdie gedagte sterk na vore. Christus se gelykheid aan sy Vader en sy goddelikheid. Die boek Hebreërs is 'n baie moeilike boek, want hierdie boek is geskryf vir Joodse gelowiges, deur 'n Jood self wat die agtergrond het van die Ou Testament. Maar ek wil ook bysê dat hierdie boek ons ook beter help om die Ou Testament te verstaan, ook die dinge te verstaan wat Paulus geskryf het. En in hierdie gedeelte wat ons gelees het, is daar sterk gedagtegange in die boek Hebreërs wat ek kortliks gaan noem. En die sentrale gedagte van hierdie boek is dat die Hebreërs skrywer Jesus as die Christus, die Messias, die gesalfde een aan sy Joodse lesers bekendstel. Maar die eerste gedagte is dat Christus is groter as die engele en ons het dit gelees in hoofstuk 1. En die tweede gedagte is dat Christus groter is as Moses. Onthou, Moses is die karakter in die Bybel wat Israel gelei het na vryheid. Hy was die een wat direk met God gepraat het. En God het ook die wet aan hom gegee, waarvolgens die Jode moet leef. En dan die derde gedagte is dat Christus groter is as Aaron en al die hoofpriesters wat na Aaron gevolg het. Dit is die drie hoofgedagtes in die boek Hebreërs. Ons lees in die boek Hebreërs van die orde van Melchisedek, hoofstuk 7 vers 17, staan daar van hom word getuig, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Psalm 110 vers 4 sê, die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Met ander woorde, daar word verwys reeds in Psalm na Christus. Ons lees vir die eerste keer van Melchisedek in Genesis 14. In hoofstuk 14 vers 18 tot 19. Dat hy gekom het en vir Abraham kos en wyn gebring het. En dan staan daar dat hy vir Abraham geseën het. Al wat ons van Melchisedek weet is dat hy die koning van Salem was. En dan staan daar ook dat hy die priester van God self was. Ons weet nie van Salem nie, weet ons nie veel nie. Dis al wat ons van hierdie koning weet.
is dat hy God se priester was en dat hy die koning van Salem was. Dis belangrik om iets rondom hierdie saak 'n paar dinge te verstaan. Ons weet dat Christus Jesus nie uit die geslagte van die priesters of die leviete was nie, want hy self sou die eens en volmaakte offer word wat vir ons ganse mensdom gelei en gesterf het, en die een was wat die dood oorwin het. Hy was dus uit die koninklike geslag van Dawid, want hy is die ware koning wat vir ewig op die troon sou sit. Met ander woorde, Christus kon nie uit die menslike priesterordelike kom nie uit Aaron nie, want die volmaaktheid kom nie uit die priesterorde van Aaron nie. Daarom was Christus aangestel as 'n ewige hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nie 'n menslike priesterlike orde nie, maar 'n goddelike priesterlike orde. Wat sê dit vir my en vir jou? Die wet in die Ou Testament kon onder die mens nooit volmaaktheid bewerk nie. Inteendeel, dit het die mens se nietigheid en se broosheid en die mens se onvermoë blootgelê. Eintlik 'n menslike poging. Terwyl ons weet dat Christus die eens en volmaakte offer geword het, het hy die volmaaktheid bewerk deur sy kruisiging en sy opstanding. En dit bring my weer by die gedagte van die twee nature van Christus, naamlik volkome mens, volkome God. En saam met dit wil ek ook die volgende waarheid inbring, die maagdelike geboorte, waarvan ons lees in die 4 evangelies, as ook die verwysings wat ons daarna kry in die Ou Testament. Hoekom sê ek hierdie dinge vir julle? Want dit is fundamenteel dat ons hierdie dinge sal hoor en sal verstaan hoekom dit fundamenteel is, net soos wat die kruisiging en die opstanding van Christus fundamenteel was. Ek het vanoggend vir die jonges in die klas gevra, weet hulle wat is fundamenteel? En hier sit dalk iemand wat nie weet wat fundamenteel is nie, maar in kort is fundamenteel is dis onveranderlik. Dit kan nie verander word nie, dit het ook geen ander betekenis buiten dit waarvoor dit bedoel was. Dit is fundamenteel. So daar's fundamentele dinge in die Bybel wat baie belangrik is. Nou kom ek verduidelik dit vir julle. As Christus net soos ek en julle as mens verwek sou word, met ander woorde deur 'n man en 'n vrou, dan beteken dit die volgende, dat hy nes ek en jy in sonde gebore en ontvang sou word. Daarom die maagdelike geboorte. Die engel het vir Maria gesê, die Gees van God sal oor jou kom en jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. As ek en jy gebore word as mens, net soos wat hy as mens gebore was, dan het ons manlike en vroulike kromosome in ons DNA. Dit het by implikasie dat Christus nie soos ek en jy manlike en vroulike kromosome gehad het nie, maar net vroulike kromosome. Met ander woorde, dit was iets bonatuurliks wat God se Gees in Maria verwek het, sodat hy as mens gebore kon word. Hoor julle hoekom dit fundamenteel belangrik is?
die maagdelike geboorte. Dis nie net sommer so nie. Dis fundamenteel belangrik tot ons Christendom en tot ons verstaan van dit wat Christus Jesus kom doen het. Met ander woorde, hy kon nie deur die menslike weg, deur bevrugting, kon hy nie in hierdie wêreld gebore gewees het, alhoewel hy ook as mens gebore is, maar nie soos ek en jy nie, maar op 'n bo-natuurlike wyse deur die Gees. En tog moes hy as mens gebore word, sodat hy die volmaakte offer kon word en vir ons daardeur die ewigheid kon bewerk. Daarom die absolute belangrikheid van die twee nature van Christus saam met die maagdelike geboorte. Daarom was hy sonder sonde. Nie in staat om sonde te doen nie. Tog was hy gemaak as 'n misdadiger aan die kruis ter wille van my en van jou, sodat ons die vryspraak kon ontvang. Christus sou nie aan die kruis vir my en jou sondes kon gesterf het, as hy nie maagdelik gebore was nie, en as hy nie die seun van God, volkome mens was nie. Daai drie dinge gaan so hand aan hand in die verstaan ook van dit wat Christus aan die kruis kom doen het. Dit is eintlik baie kosbaar. Laas Sondag het die boodskap gegaan oor God die Vader van Israel, die God van Israel. Met ander woorde, in die Ou Testament word die gedagte meer geskets van God as Vader vir die volk, vir Israel, terwyl in die Nuwe Testament word die Vader deur Christus Jesus voorgestel as die Vader van elke gelowige. Met ander woorde, dit beteken met hy met wie ek en jy in 'n persoonlike en in 'n intieme verhouding kan staan. En dit was juis Christus wat aan die kruis hierdie versoening bewerkstellig het. Ek het dit laas Sondag ook gesê, toe die voorhangsel tussen die heilige en die allerheiligste in twee geskeur het. Die hoëpriester het net een keer 'n jaar in die Ou Testament die geleentheid gehad om in die allerheiligste in te gaan. Maar deur Christus Jesus het dit vir my en vir jou as Nuwe Testament gelowige hierdie direkte toegang tot die Vader gegee. Daarom kan ek ook nou die Vader my Vader noem. En ek kan konstant in 'n verhouding met hom wees. Ons lees veral daarvan in die Johannes Evangelie, die intieme verhouding wat die Here Jesus met sy Vader gehad het. Daarom as mens was hy die eersteling, die oudste, die eersgeborene, en het ons in en deur hom mede-erfgename geword. In die Ou Testament kry ons ook die gedagte van die drie-enige God. Byvoorbeeld in Genesis 1 staan daar in die skepingsverhale, en ons het oor die waters gesweef. En verder staan daar ook in die begin van Genesis, laat ons die mens skep na ons beeld en gelykenis. En in die Ou Testament lees ons van God as Vader vir Israel, en ons lees van die Gees van God, of dat God Gees is. Maar nêrens in die Ou Testament lees ons van die Seun van God nie. Daar is wel baie verwysings na hom in die Ou Testament, die Messias, die gesalfde een, die koning wat vir ewig sou heers. En ek dink vanaf daar in Jesaja 53 wat praat van Christus se lyding aan die kruis. En dis eers in die Nuwe Testament dat ons die gedagtegang kry van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek dink ek het al 'n geruime tyd hieroor gepreek of gelede,
En ek wil dit graag vanoggend net in kort weer noem. Veral in die ou vertaling in die King James Version lees ons van die engel van die Here, die verbondsengel, en in hierdie vertaling word daar na hom verwys en staan dit in hoofletters. Met ander woorde, die engel en die verbondsengel is woorde wat in hoofletters geskryf staan. Nou vat ek julle terug na Eksodus 3, waar die Here vir Moses, terwyl hy sy skoonpa Jethro se skape opgepas het, en daar 'n bos is wat gebrand het, en uit nuuskierigheid het Moses nader na die bos beweeg. En daar lees ons vers 3 van die engel van die Here staan daar in hoofletters, en dan sê die engel van die Here vir Moses die volgende: trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilig. Met ander woorde, die vraag is, wie is dit met wie Moses in gesprek is? Want later in vers 14, toe Moses vir die Here gevra het, as ek na Israel toe gaan, van wie moet ek sê het my gestuur? Dan sê hy, ek is wat ek is. Hierdie engel van die Here, die verbondsengel, is Christus Jesus self. Kom ons gaan na die Johannes Evangelie toe. In die Evangelie van Johannes lees ons van 7 ek is uitsprake, wat die Here Jesus rondom homself gemaak het. Johannes 6 vers 35 staan daar, ek is die brood wat lewe gee. En dan verwys hy terug na die manna wat uit die hemel uitgeval het, 'n heenwyse na Christus. Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld. Johannes 10, 7, 9, ek is die ingang van die skape. Johannes 10, 11, ek is die goeie herder. Johannes 11, 25, ek is die opstanding en die lewe. Johannes 14 vers 6, baie bekend een, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dan die laaste een, Johannes 15 vers 1, ek is die ware wingerdstok. In Johannes 8 is Jesus in gesprek met die skrifgeleerdes wat bestaan uit die Fariseërs en die Sadduseërs en natuurlik ook self wat net skrifgeleerdes was. En dan staan daar en hulle hom beskuldig dat hy duiwelbesete is. Jesus getuig voor hulle dat hy die Vader ken. En dan sê hy ook vir hulle dat julle nie die Vader ken nie. Dan sê hy in vers 56 van hoofstuk 8, Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my koms sou sien, en hy het dit gesien en was bly. Dan redeneer die skrifgeleerdes met hom en sê vir hom, maar jy is dan eens nie 50 nie. Dan antwoord die Here Jesus hulle in die tweede laaste vers van hoofstuk 8, vers 58. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Ek is wat ek is. En dan lees ons vers 59, het hulle klippe opgetel en wou hom stenig, omdat hy homself gelyk gestel het aan God. Deur hom het die ou verbond na Israel gekom. Hy het die ou verbond met Israel gesluit. Hoor mooi. En deur hom het die nuwe verbond tot stand gekom. En is hierdie nuwe verbond
verseël met sy eie bloed. 'n Ewige verbond. Hy is die initieerder van die verbond. Hy is die een wat dit in stand hou, en hy is ook die een wat dit volbring. Is dit nie Jesus wat self gesê het, niemand sal julle uit my hande uitruk nie. In die Johannes Evangelie leer 'n mens ook mooi die verhouding van die drie eenheid. In hoofstukke 15 tot 18 lees 'n mens die volgende, of kom die volgende verstaan na vore, en ek wil graag klem daarop lê, dat die drie enige God betrokke is by die redding van die mens. In Jesus se gebed, ek dink is hoofstuk 17, vir sy disippels sê hy die volgende, dat net hulle wat U my gegee het, gered is, behalwe die een wat bestem is vir die ewige verderf. En die Here Jesus praat natuurlik van die 11 disippels, en die een wat bestem is vir die verderf is Judas Iskariot, wat hom verloon het. Verder sê hy ook in Johannes 16, dat wanneer hy kom, en dis die Heilige Gees, die wêreld sal oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. Dus kan ons sê, die Vader trek die mens na die God toe. Die Vader trek die mens na Christus toe. Christus is die een wat ons red op grond van wat hy aan die kruis gedoen het. En die Heilige Gees is die een wat ons nuwe skepsele maak. Hy is die een wat ons wederbaar. Hy is die een wat ons van binne af nuut maak. God, drie-enig, een in wese, is by die redding van elke kind van hom betrokke. Daar's nog eintlik so baie om te sê oor Christus Jesus self. Vanoggend het ek nou 'n bietjie meer ook die drie-eenheid ingetrek saam met dit. Maar ek hoop dit sal vir een en elkeen van julle ietsie wees om aan te herkou. Ietsie om oor te gaan nadink oor wie die God is wat ons aanbid. Kom ons buig ons hoofde. Here, ek weet, veral toe ons die belydenisskrif van Athanasius gaan gelees het, toe ek het vir hulle voorgehou het. Is daar so ietsie wat ons met ons menslike verstand probeer verstaan en begryp? Maar dankie Here dat ons hierdie moeilike dinge net in geloof kan ervaar en glo. Dat ons dit so moet aanvaar. Want dis hoe U dit vir ons in U kosbare woord gelos het. Here, dat hoe nader ons as U kinders aan U groei, in lewe en in heiligheid, dat U al meer en meer van U in ons sal openbaar. En dat ons in 'n kosbare, intieme, persoonlike verhouding met U as drie-enige God kan staan. Al is dit moeilik om te begryp en te verstaan. Maar Here, dat ons U as Vader en as Seun en as die Heilige Gees sal eer en die heerlikheid wat U toe kom. Dat ons dit alles op dieselfde manier sal doen. Dankie daarvoor. Dankie Here dat U
2000 jaar terug, o Vader, u seun vir ons as mens gegee het, om te hang aan 'n kruis, te sterf vir ons sonde, sodat ons verlostes mag wees, en nie die ewige hel hoef in te gaan nie. Gee Here dat dit wat u ons gegee het, hierdie nuwe lewe deur die Gees, dat ons andere daarvan sal vertel, dat ons disippels, gehoorsame disippels in die koninkryk sal wees, ons die woord sal uitdra, en dat ons ook, soos Paulus in Efesiërs 6 sê, en sal verstaan en sal besef dat my stryd is nie teen mense nie, maar teen die duiwel, die prins, die god van hierdie wêreld, wat nog nie gelowig geword het nie, sy verstand, sy oë en sy ore verblind. Maar dit is wanneer u in u groot genade daardie een sy oë en sy ore kom open, is sy verstand kom verlig, sodat hy hoor en sien en verstaan, en die geloof wat u hom gegee het, tot geloof in u kom. Gee Here dat ons, wat dit reeds deelagtig geword het, so sal leef na buite toe. Ons die oes sal insamel. Dankie daarvoor, Here. Seën hierdie dag, seën dit tot eer en verheerliking van u groot en u heilige naam. Amen. Daar gaan nou geleentheid